ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 276. Ek is professor Hans Redinghuis van die eerste gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het? Ek dink spesifiek aan die Afrikaanse legkaart studiegids Bybels. Daar's 3 reeks van die boeke gereed wat alreeds versprei word. Hulle is al 4 boeke grootte, en hulle is presies 500 bladsye, weeg so 1,5 kilogram in gewig. Ek is tans besig met boek nommer 4. So dit is die Nuwe Testament in 'n Bybelstudiegids formaat. So geskryf dat kinders van 12 kan dit lees en verstaan. En dit is interessant geskryf, want baie mense wil nie Bybel lees nie, want Bybel lees is moeilik. Dit is oninteressant. Baie plekke van die goed so oninteressant. En daarom is dit my nie vreemd dat kinders dit wou lees nie. En dis hoekom ek glo Jaffa my die mandaat gegee het om die Nuwe Testament te vertaal vir my kleinkinders en my agterkleinkinders as hy lewe gesondheid spaar. Sou jy belangstel in enige van my ander boeke of enigiets anderster, kontak my by ons WhatsApp nommer 0722367124 soos die boso of https://javashua.co.za. Nou die eerste keer as u na die reeks gaan kyk, is verskriklik welkom. Gaan na deel 1 toe, begin reg voor u reeks en magdom inligting verloor. Het is noodsaaklik dat jy inteken op YouTube kanaal. Jy gaan ook die verskillende kennisgewings skryf van die boodskappe, as ook ons TikTok boodskappe. Stuur ook die kontak vir die vriende en die kennisse. Is lewensverandering, skryfblok en pen en 'n 33 Bybel is uiters noodsaaklik. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, ons kom vanmôre as Jafiste en ons sê baie dankie vir die naweek wat verby is, waarin u vir ons vele geleenthede geskep het, waar ons die saad van die lewe kon gesaai het, Vader. Dankie vir die bo-natuurlike geopenbaarde woord, dat dit in elke een van ons as Jafiste se lewe 'n vaste plek gekry het en dit groei net tot u eer. Gee ons die bereidheid om te staan in die waarheid. Die woord sê, as julle my voor die mens bely, sal ek julle voor my Vader bely. Dankie dat ons skaam ons nie vir die evangelie nie, want apostel Paulus sê, dit is 'n krag tot redding vir elkeen wat glo. Dit was eers vir die Jode en dan vir die heidene. Dit bevestig mos dat die evangelie die eerste 2 jaar eers vir Javashua se disippels was en die laaste jaar van sy bediening vir die heidene. Seën ons vanmôre, gee vir ons ontvanklike sielse mensies, maak die woord lewend in die mooiste naam Javashua. Jaffa sê halleluja, halleluja, prys Jaffa vir sy bo-natuurlike woord. Nou gebeur dit terwyl ons nou bid, sê ek iets en skielik gaan daar vir my 'n lig aan terwyl ek bid. Ieder dadelik agtergekom wat my nou goed ken. Terwyl ek bid, toe sê ek 'n ding wat ek al promoveer vir die laaste 40 jaar. En dit is dat Javashua se bediening op die aarde was eintlik vir die volk van Israel. Hy sê ek het na my eie volk gekom. Javashua was nie gebore vir die sondaars in die wêreld nie. Hy het vir sy volk Israel gekom. Sê die kerk, nee, dis 'n geestelike Israel. Nee, daar was geen geestelike Israel nie. Verstaan? Want die protestante is nie veronderstel om te glo in enige vleeslike besnydenis nie. Want die protestante glo die woord wat sê dat hy die behaan die besnydenis van die vlees nie, maar aan ons sielsdimensie, aan ons gees. So wat verstaan ons? Dan kom Javashua en 2 jaar van waar hy geonderdompel was deur Johannes die onderdompelaar en die roog op hom neergekom het, die regterarm geopenbaar is. U onthou die glase water, die verduideliking, moet dit nooit vergeet nie. So wat gebeur is vir 2 jaar van daai 3 jaar bedieningstydperk
bedien Jahweh net na Israel toe. Hy sê, gee nie vir die hondjies julle kos nie. Die heidene. Preek net vir Israel. En dan in die 3de jaar, dan verander Jahweh natuurlik dan die woord na die heidene toe. Hy verander die woord na die heidene toe. En daarom kom die woord dan na die heidene toe. En ons weet vandag dat die woord kom en hy sê dat die evangelie was hoofsaaklik nie vir ons gewees nie. Hy sê, julle wat geen volk was nie, het hy uitverkies om sy volk te word deur die Nuwe Testament. So daarom kan ons ook in gebed na hom toe gaan. Dit is so duidelik, dat ons vanmôre die geleentheid het, nie as bedelaars nie, maar as bloedgewaste bruid van Jahweh, volbloed Jahwiste. Halleluja. Om enige tyd tot Vader Jahweh se troon te kom. Die woord kom en hy sê so in Spreuke 16 vers 17. Die gemaakte pad van die opregtes is om van die kwaad af te wyk. Die gemaakte pad. Die opregtes is nie outomaties op 'n pad nie. Die pad is gemaak. Wie vir ons die pad kom maak? Jahweh. Is dit nie wat Johannes die doper of die onderdompelaar sê? Toe die mense van Judea vir hom vra, vir Johannes die onderdompelaar, is jy die Messias? Toe sê hy nee, ek het gekom om sy pad reguit te maak vir hom. Met ander woorde, die bediening aan die gang te sit. Wat het Jahweh gedoen? Hy het vir ons as opregtes, kyk daar mooi wat sê hy, die gemaakte pad van die opregtes. En die opregtes hierso is die bruid van Jahweh. Die gemaakte pad, dis iets wat ons ontvang. Dis vir ons 'n voorreg. Dis amper soos 'n tolpad. Om 'n tolpad te ry kos 'n prys. Daai pad het nie gate nie, dit is 'n plesier om op 'n tolpad te ry. Hoekom? Want daar's geld om sy herstelwerke goed te doen, om in 'n goeie toestand te hou. Die gemaakte pad van die opregtes. En Jahweh het gekom om vir ons paaie reg te maak, gelyk te maak. Want ons word genoem die opregtes. Koningsseuns, priesters, koningsseuns en priesters, gesalfdes, geseëndes, opregtes. Oeg, daar's baie benaminge vir die bruid. Die opregtes. Die gemaakte pad van genade. Dis iets wat vir ons geskep moes word. Hoekom? Want was nie daar vir die heidene nie. Dis aan ons gegee. Ons het dit uit genade ontvang. Die gemaakte pad van die opregtes is om van die kwaad af te wyk. Met ander woorde, bly weg by sonde. Moenie met vuur speel nie. Moenie is 'n Simson op jouself trek nie. Jy gaan nie net jou haartjies verloor, jy gaan jou oë verloor. Jy gaan jou ewige lewe verloor. Ons pad het Jahweh, Vader het hom gestuur om die pad vir ons te kom reguit maak. En dis hoe ek altyd sê, ons het nie nodig om nog op 'n kruishou te gaan sterf nie. Hy het reeds dit klaar gedoen. Ons wandel in die oorwinning. Wat sê die woord? Hy sê al val 1000 aan jou linkerkant en 10.000 aan jou regterkant. Na julle toe sal dit nie aankom nie, want hy het ons ingesluit van agter en voor. En ek sê altyd sommer bo en onder ook. Hoekom? Ons pad is reggemaak. Ons word genoem die opregtes.
En die opregtes is nie klomp Israel wie die ouens nie, want hulle verwys na hulle self as opregtes. Opregtes wat in 'n leuen lewe. Die gemaakte pad van die opregtes, die bruid van Jahvashua, wat wedergebore is uit water en die Ruach HaKodesh, is om van die kwaad af te wyk, weg te bly van dit. Hy of sy, ek wil sê, sy ook. Want deur die genadebloed van Jahvashua in die Nuwe Testament, het ons nie die besnydenis van die vlees meer nodig nie, maar die woord sê ons is in ons gedagtes besny. En dit gee die vrouens ook natuurlike geleerdheid. Galate 3, 26, 29, gaan lees het, ek het al 1000 keer het gesê. Hy of sy wat op sy wandel ag gee. Hy of sy wat op hulle weg, hulle wandel en hulle weg, hulle pad, is presies dieselfde ding. Die wandel, hoe ek stap, om ag te gee, hoe ek het benader, hoe ek daaroor praat. Hy sê, hy of sy wat sy weg, op sy weg ag gee, bewaar sy lewe. Ek het, oor die naweek het ek 'n droom gehad. Ek is nie 'n dromer nie. Ek is nie Josef nie. Ek het 'n droom gehad wat ek uitgesit op 'n stemboodskap, wat seker een van die boodskappe was wat die raakste gevat het van meeste van die boodskappe wat ek uitgestuur het al op 'n WhatsApp boodskap. Mense het in hulle honderde teruggekom. Ek sê, prof, die boodskap is vir my. Nou, as jy dit nie gekry het nie, dit is op TikTok. Dit behoort seker by vanoggend daar te wees. Broerie sal dit heel hard opgesit het al, ek weet nie. Prof Hannes se droom. Of so nie, as jy dit nie gekry het daar nie, en jy wil dit hê, stuur my WhatsApp. Sê net, prof stuur net die droom. Moenie 'n lang gesprek voer nie. En moenie vir my terugskryf en my vertel, wat het jy gedroom 20 jaar terug nie. Dis vir u. Ek is onmoontlik. Daar's 3000 mense op hierdie foon. Ek kan nie anders nie. Ek kan nie na 100 ouens se getuienisse luister nie. Asseblief. So stuur my net op 'n gesiggie, maar jy moet vir my sê droom. Skryf net daar droom of wat, dan sal ek dadelik weet. Dan stuur ek hom vir u. Maar is iets om te hoor. En glo my, dit gaan jou standaard van heiligmaking net so verhoog. Hy sê, die gemaakte pad van die opregtes is om van die kwaad af te wyk. Weet jy wat? As 'n Jafis en as voorgangers van die bediening, dit maak ons nie anderster as enige iemand anderste nie. Die Satan, en ek gaan dit nou in Engels sê, hy traai sy lag met ons almal. Hy probeer op verskillende maniere. Maar weet jy wat? Solank as ons vashou aan Jahvashua, die volëinder van ons geloof. Hy sê, ek sal jou nie versoek bokant jou... Nee, hy versoek niemand nie. Die vertaling is verkeerd daar. Hy sal nie die versoeking toelaat nie. Halleluja. Hy hou dit weg van ons af. Hy sê, die pad van die opregtes is om van die kwaad af te wyk, weg te stap. Hy en sy wat op sy wandel ag gee, bewaar sy lewe. Ek en u het vandag 'n verantwoordelikheid teenoor Jahwe, wat ons met ons lewens doen, wat ons met ons liggame doen. Hoekom? Want ons liggame is die plek waar die Ruach bly. Hy funksioneer in en deur u en my. Hy werk nie in die lig iewerste nie. Hy werk in ons sielsdimensie. Hy bring ons in 'n nouer verhouding deur die Ruach leiding. Ook dit is so mooi wanneer ons hierdie geopenbaarde name gebruik. Halleluja. Ek en u het 'n verantwoordelikheid
om op ons wandel, die weg hoe ons wandel, ag te gee. En wanneer ons ag gee op dit, is om dit met respek te beheer, in verwondering. Dis belangrik. Dis iets spesiaal, dis nie net sommer iets wat gebeur het nie. Dit, my boetie en my sussie, is 'n bo-natuurlike gawe, wat Jaffa veroorsaak het, dat ek en u by die bo-natuurlike geopenbaarde waarheid kon uitkom. Die ouens probeer alles om hierdie bo-natuurlike waarheid door te druk. En soos ek gesê het nou die dag, elke keer wanneer hulle goed probeer doen, dan kom Jaffa en hy gebruik mense wat na hulle snert luister, om te kon ondersoek instel. En op die einde van die dag, koop hulle boeke en koop hulle Restoration Bybels, en hulle oë gaan oop. En die volgende ding is, word hulle geonderdompel, word hulle ingevoeg in die bruid van Jaffa. Halleluja. Kom ek en u gaan vandag die geleentheid gebruik, wat Jaffa vir ons gee deur sy bo-natuurlike genade, om nougeset te wandel, op die pad wat hy vir ons gegee het, en kom ons bewaar ons bruilofskleed rein. Tot môreoggend as Vader wil. Maranatha, Jaffa kom weer. Halleluja.